Arsy, het is die Saterdagmiddag, die 14de Junie, as ek nie verkeerd is nie. Dat ek het gou hierso. Ek skuif voel, ja. Ek in tyd en datums, nee. Ek sê vir julle 14 Junie en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Daar sê, kom ons drink 'n bietjie koffie en ons kyk wie kom op vanmiddag na 'n wonderlike dag in die geskiedenis van Suid-Afrika wat ons sporthelde aanbetref. Maar kom ons kyk wie kom op. En dan gesels ons bietjie oor wat in die wêreld gebeur. Al wat ek kan sê is, hierdie koue gaan my glad nie aan nie. Het was redelik warm in Pretoria deur die dag gewees, maar die temperatuur is nou besig om te val. Hy sê so op die laptop 16 grade en sonnig. Hy konna. Ek stem nie saam met hy 16 grade en sonnig nie. Ek dink dit is 16 grade en vrek koud. Dis al wat ek weet. Goed, daar is iemand wat vir ons loer. Moenie net loer nie, man, kom op. Sê hallo, sê goeiemiddag. Maar in elk geval, wie ook al opkom en kyk, baie welkom by Koffie met Brood. Ek sien daarom op die YouTube kanaal kry ons daarom ook 'n bietjie meer mense wat nou kyk. Ek dink dit was 26 gewees vandag. Dat ek het gou hierso kyk op die kanaal. Hierso op my channel op YouTube. Wat gaat hier aan? Kom ons kyk gou wat doen hy. Hy is nou besig om te laai. Maar in elk geval, kom ons kyk wie kom nog op. Jo, ek is heel verbaas, 40 views so ver, dit is fantasties. Nou moet die mense net subscribe en like, soos hulle sê, met al hierdie goed, sodat dit kan meer uitgaan. Maar lekker, man. Lekker, in elk geval, daar is nog iemand wat loer. Kom ons kyk wie kom op. Net so 'n paar stukkie wel, nie 'n paar nie, hier is baie nuus, maar ek het sekere goedjies, sekere goed wat ek wil noem. Hierdie was 'n bietjie hartseer nuus gewees, ek weet nie of julle vir Brian Wilson geken het nie. Hy is een van die stigterlede van die Beach Boys. Hy is afgesterf op die ouderdom van 82, so hy het 'n goeie innings gehad, Hy het 'n goeie innings gehad. Onthou julle, ek het so 'n koffie met brood of 2 gelede, het ek julle vertel van Pole, waar die konservatiewe stem gegaan het na die eerste minister toe, die nuwe eerste minister, en sit op Pieter wat daar boop gekom het. En dan die president moet mos 'n stem van 'n mosie van wantroue of 'n mosie van vertroue. Die president het sy mosie gewen nou, Pieter, daar in Pole, maar hy moet teen einde Julie moet daar 'n nuwe Poolse regering wees, so die kans is goed dat hy gaan uitgeskop word in elk geval. Goeienaand. Dis nou 6:05, man. Is dit al donker daar by jou? Vir my is goeienaand like 7 uur. In elk geval. Hierdie gebeur in ons stede wat in Londen gebeur. 48% van die behuising in Londen behoort aan oorseese mense, hulle is te skaam om te sê onwettige immigrante, en daar is geen inkomste uit dit nie. Uit 48% beskikbare behuising in Londen, Engeland, aan onwettige immigrante, of hulle sê oorseese mense, en hulle kry geen inkomste daaruit nie. Al Argentinië, Malay het gesê, hy skuif sy ambassade na Jerusalem toe in 2026. So dit is 'n groot yes vir Netanyahu, maar ons gaan nou oor Netanyahu praat, en wat alles daar aangaan. In Dubai was daar 'n van hierdie toringgebouwe wat aan die brand geslaan het. 4000 mense is ge-evacuate, gesê om uit daai gebouwe uit te kom, 4000 mense, maar die brand is blykbaar nou onder beheer. So, is interessant wees om te hoor wat daar verder gebeur het na daai brand. Maar dis 'n bietjie rof, as jy in een van hierdie skyscrapers bly, hierdie wolkekrabbers,
As jy in so 'n wolkekrabber bly en die ding slaan aan die brand, pappa, en jy's op die boonste vloer. Shades of 9/11, soos wat hulle sê. 9/11, een van die grootste tragedies in die Amerikaanse geskiedenis, waar Amerikaners hulle eie mense vermoor het. En ek sal dit aanhou sê tot die dag wat ek dood is, want dit is wat ek glo. Die FSA ondersteun vir Ierland in vryspraak. Ek weet nie of julle onthou, so 'n tydjie terug het die VN opspraak gemaak toe hulle vir Ierland gedagvaar het oor vryspraak nie. Die Ierse mense wil nie wat noem hulle dit, political correct, haatspraak en sulke goed. Hulle weier om Brussel se argumente vir vryspraak te aanvaar. Hulle het die eenvoudigheid uitgeskop en gesê ons gaan dit nie doen nie. En die FSA sê hulle staan by Ierland wat dit aanbetref. So dit is goed. Dit is goed. Ja, hier is dan goed wat aangaan in die wêreld. Berlyn, Duitsland het besluit om nie sy Taurus-missiele aan die Oekraïne te verskaf nie. Dit is 'n goeie ding, want dit gaan net nog verder 'n grootskaalse oorlog veroorsaak tussen Rusland en wie ook al. En ek dink die Duitsers het besef dit is beter dat ons dit nie doen nie. Inteendeel, Merz en sy Deense ewe knie, die eerste minister Frederiksen van die Dene, sê hulle moet migrasie en asiel aansoeke nou verminder. Jan, wat sê jy? Migrasie en asiel aansoeke moet hulle nou verminder, want hulle sal nie meer die sosiale orde kan handhaaf nie. Ag my magtig. Ons het die goed al gesê op koffie met brood al maande gelede, man. Jy weet, hoe meer jy onwettige migrante in jou land toelaat, en veral as hulle 'n moslim is, hoe gaan jy hulle beheer? Een uit elke 5 moslims in Duitsland sê hulle voel geafronteer. Ag asseblief tog, wat soek hulle daar? Jy weet, wat soek hulle daar? Ek sal vir julle sê, een van ons grootste probleme wanneer die tyd kom, die tyd gaan onwettige migrasie wees en moslims. Ek voel dit so aan my boude, dit is wat gaan gebeur. Wat het ek nog hier so, ek het baie goed vir julle. Die Bilderberg of die elite vergadering het begin. Raai wat is op hulle agenda? Het is bevolkingsvermindering en depopulation in Engels, bevolkingsvermindering en migrasie. Onwettige immigrante. Bilderberg se hele idee is om die sosiale orde, goeiemiddag Mariaan, die sosiale orde in jou land af te breek deur onwettige immigrasie en daai tipe van dinge. En om die mense uit te moor. Ons kan sien in Suid-Afrika gebeur, man. Ek het hier so statistieke. Moord in Suid-Afrika is nou dodeliker as 'n oorlogsone. Is meer moord in Suid-Afrika nou, meer as 26,000 plus vir die jaar 2024. Meer as 26,000 plus, kyk, dit is nie net swart op wit nie, dit is swart op swart ook. Maar dit is meer moord in Suid-Afrika as in 'n oorlogsone. Kan julle verstaan hoekom ons land so agteruit gaan? Alles is in sy myn, man. Ek sal nou by die ander goed kom, maar ek kan nie nou daarby uitkom nie. In elk geval, een van die grootste oorloë wat ons in 'n lang tyd gaan sien, het nou uitgebreek. Een van die grootste oorloë. Israel het vir Iran aangeval. En hy het vir Teheran gebom. O Andrew, wat sê jy? Hy het vir Teheran gebom. Hy het Israel het 'n staat van nood aangekondig. Die operasie word genoem Operasie Rising Lion of Operasie die leeu wat opstaan of so iets. En daar is al reeds missiele op Israel afgevuur. Nee, ek is nog in die middagzone, o Andrew. Dis vir my nog middag. Is 'n paar van die ander manne wat gesê het goeienaand. Ek is nog hier so in die middagzone. Iran het 'n staat van nood afgekondig en hulle het hulle rooi vlag gehys. As hulle die rooi vlag hys, dan beteken dit wraak. Maar nou ja,
Kyk wie sal dood daar, so die generaal Rashid. Hy is die ou wat in bevel is van sekere van die magte, die kernwetenskaplike Abbasi, hy is ook dood. Hulle sê die Chief of Staff Bagheri is dood, maar ander berigte sê hy is nog nie dood nie. En Trump sê vir Iran, julle beter 'n deal doen voor dit te laat is. Trump het vir Iran 60 dae gegee, en op die 61ste dag toe val Israel vir Iran aan. En Israel vernietig, ek soek die naam, ek het die neergeskrywe hier, Natanz, hierdie mense. Beb, goeiemiddag. Kan almal maar nie net Afrikaans praat nie. Natanz, N-A-N-T-A-N-Z. Die kernaanleg daarso is heeltemal verwoes. En dis nie al nie. Iraanse hawe van Bashur brand ook nadat Israel hulle gebom het met 'n tweede aanval. Nou, soos ek sê, Trump sê julle beter 'n deal doen. Ek het vir julle gewaarsku 60 dae, 61 dae is verby, dan sê Trump het nie vir Israel gesê om vir Iran aan te val nie. En dan sê Trump in 'n ander asem, dan sê hy, maar as hulle nou nie 'n deal gaan doen nie, dan gaan hulle terugslaan met alle geweld. En Amerika is natuurlik aan Israel se kant, en hy het 'n paar oorlogskepe al reeds gestuur na daardie area toe. Ek sê nou vir julle daar is duistere dinge wat gebeur. Let's Pretorius, hoe gaan dit? Die man wat die boereboek geskryf het, hoe gaan dit daar by jou? Iran verrykingsaanleg, man, jou tong knoop sommer om Iran en Iran, nee. Maar ek sê, hierdie sal nou een van die grootste oorloë wees wat ons in 'n lang tyd gesien het, is Israel en Iran, en ek dink Amerika gaan betrokke raak. Ek het net so 'n gevoeliekie dat Amerika gaan betrokke raak. Nee? Amerika gaan betrokke raak. So, by maandagoggend gaan ons nou weet wat het nou alweer gebeur. Hoeveel is nou weer gebom? Daar het bomme geval in Israel ook. En het blykbaar die een, het is amper soos 'n CIA-basis van Israel, het hulle gebom, of hulle het getref ten minste. Netanyahu is na veiligheid toegebring. Maar wat dit ook al beteken, sal ons nie kan sê nie. Maar ek sal vir julle nou dit sê, is dat hier kom nog groot goed in daai area. Dit is Rusland teen die Oekraïne, dit is Israel teen almal om hulle, en teen Iran, dit is Amerika wat in die oorlog ingetrek gaan word, en Donald Trump het iets interessants nou weer gesê gister, hy het gesê, ons sal in 'n area bly totdat daar vrede is, en as daar nie vrede is nie, Andrew, as daar nie vrede is nie, sal ons die plek opvoeter totdat daar vrede is. Wat sê dit vir julle van die vredemakers, die vredemakingsproses? Hierso in Suid-Afrika kan ons kan nie eens die boere kry om by mekaar te staan nie. Maar oor see staan Amerika sommer saam met Israel, geen probleem nie. Geen probleem nie. In elk geval, een van die berigte wat my oog gevang het, was daai vliegtuig wat in Indië geval het. Nee? Ja, vliegtuig val in Indië, 241 dood, een ou nie dood nie, van 242 passasiers, maar 241 is dood. Maar nou wys hulle foto's van hierdie ou, deur verskillende ouens afgeneem in die ongeluk, en die foto's lyk verskillend. Nou weet ek nie. Ek sê vir julle net, met hierdie AI goed, en met hierdie Photoshop, en al hierdie goed, verander hulle goed, soos wat hulle lus kry, om vir ons te bevark. Dit is net hoe dit is. Die enigste manier om by waarheid uit te kom, is om aan die toppunt van die spies te wees. Die bokant van die, kom ons sê maar piramide, for want of a better name. Die bokant van die toring. As jy daar bo is, weet jy wat aangaan. Jy weet wat aangaan. Vat nou vir Elon Musk.
Elon Musk het genoeg fondse vir ons as boere om hierdie land te draai. Hy het genoeg fondse. Nou stel hy belang in Anniston. Waar's Anniston in die Vrystaat, as ek reg onthou, om sy ruimteskepe, sy ruimtemissiele en goed, whatever hy wil afskiet, sy Starlink en sy satelliete, wil hy nou uit Anniston in Suid-Afrika doen. So hy gaan nou 'n deal doen met wie? Met die flippenots, met Ramaphosa en sy gemors. Né? Dis wat hulle gaan doen. Hierdie goed, ek sê vir julle, hierdie goed is so ineengevleg, hierdie gemors, hierdie politieke geknoeiery, hierdie misdaad, hier's Harvey Weinstein. Hy is skuldig bevind aan ernstige seksuele aanranding. Ernstige seksuele aanranding. Hy gaan nou vir 'n derde keer weer verhoor word. Hierdie ouens, Epstein, P. Diddy, al hierdie gemors uit Amerika uit. En wêreldwyd, dis nie net Amerika nie, dis Amerika, Engeland en die Vatikaan, ons weet dit nou al. Maar daar is ander rolspelers ook. Die VN is 'n groot rolspeler tussen hierdie hele kabaal, hierdie hele gemors. En die enigste manier vir ons om dit uit te sorteer, mense, is om die regte ding te doen. En hoe doen ons dit? Deur die federale alliansie. Ons moet dit doen. Vir boerebehoud moet ons dit doen. Kom ons kyk op na 'n paar goedjies hier in Suid-Afrika. Boonbehalwe dat ons nou, man, ek klap hande vir ons Suid-Afrikaanse toetskriketspan wat fantasties vandag gedoen het. En ons het die droogte gebreek en hulle die eerste wêreldbeker kriket trofee gewen na baie jare. Yesterday. Hoeveel kere was ons in halfeind en kwarteind, in verskillende, in die T20, in die 5-dags, in die 50 oor wedstryde, wat ons net kort gekom het, en vandag toe gaan wen, goeiemiddag die fokusse daar uit swak op mond uit, en vandag toe gaan wen Suid-Afrika, met Themba Bavuma wat 'n wonderlike 66 geslaan het, en Adrian Makram wat 'n 136 geslaan het. Themba Bavuma se 66 het hy gehink, hy het moet 'n, wat noem mense ding? Nie 'n duispier nie, die ander ene. Hy het gehinke pinke op die veld, maar hy het sy 66 gemaak. Sy kyk, dink ek, wat hy gerek het of iets. Maar hy het dit gemaak. So dit is great, maar kom ons kyk na die ander gemors in Suid-Afrika. Meer as 700.000 mense wag nog vir hulle nuwe drywerslisensies. Nee, dit nie. Die regering betaal letterlik miljoene vir werkers wat nie bestaan nie. Andrew, ek hoop jy sit nie daar met 'n bier nie, maar met 'n koffie, Want jy het my nou al gesê, goeiemiddag, goeienaand en goeiemôre. In elk geval, as gevolg van die BEE gemors hier in Suid-Afrika, deur hierdie korrupte regering, het ons 5 triljoen rand, ek sukkel om my kop om 1 miljoen te kry, maar ons het 5 triljoen rand verloor deur BEE, en ons het 4 miljoen poste verloor, werksposte. 4 miljoen werksposte, 5 triljoen rand verloor. Goodyear maak toe, waar is dit, Lanseria, waar maak hy toe? Ek probeer nou onthou waar hy eerste gaan toemaak. So daar's nog ouens wat gaan sonder werk sit, en daar's nog ouens wat gaan wil steel eventueel, want daar is nie werk nie. Kom ek stel dit reg. Daar is werk, maar daar's soveel geld al gesteel al, dat hulle nie die mense kan betaal nie. Ek het in die begin genoem dat die moord in SA is dodeliker as in 'n oorlogsone. Meer as 26.000 mense vermoor in 2024. Ons het nie 'n polisiemag nie. Northern Cape. What's happening in the Northern Cape, Umtata area, yes. Jy praat van Anniston, Andrew. Meer as 26.000. Waar is ons polisie?
Hier in Johannesburg area, en ek dink aan die Kaap, en ek dink aan KwaZulu-Natal, was daar nou weer 'n klomp protesaksies gewees in sekere plekke. Munisipale basiese goed wat nie werk nie, tyres wat weer gebrand is, en ouens wat nou weer getwoi het, Oos-Kaap, sê ou Andrew. Ouens wat weer getwoi het en al sulke goed, né? Kom ek sê vir julle, Afrika is gatvol. Afrika is gatvol. En dan het ons nog te doen met onderwêreldfigure ook. Kom ek sê nou vir julle, prostitusie, dwelmsmokkelary, soos fentanyl en daai tipe van goed. Mense handel dryf, nee. Organe wat gesmokkel word. Al daai goed vind hier in Suid-Afrika plaas. Onder ons neuse. En hierdie groot bendes kom weg daarmee. Want die polisie kan nie die basiese doen nie. So hoe kan die polisie die groot bendes tyd? Nou kry jy die bende oorlog. Soos wat jy sal sien in 'n movie. André Nodé, een van die onderwêreldfigure, ek het nie eens geweet daar bestaan so ou nie. André Nodé is ook doodgeskiet soos sy vernoot, wat in George doodgeskiet is, Mark Lifman. Hierdie is onderwêreldfigure. Dit is interessant wat die Bybel sê, nee. As jy gaan vir die swaard, gaan jy sterf by die swaard. As jy lewe by die swaard, gaan jy sterf by die swaard. Dis 'n tweesnydende ding daai. As jy lewe by die woord van God, wat die swaard van God is, nee, sal jy lewe. Maar as jy die ander ding doen, die verkeerde kant van daai swaard gebruik, gaan jy ook by daai swaard sterf. Live by the sword, die by the sword. Dis net hoe dit is. Maar wat die Christene aanbetref, wat ons wedergebore Christene aanbetref, nee, if you live by the word, you will live by the word. Nee, as jy lewe deur die woord, sal jy lewe deur die woord, want ons het die ewige lewe. Ons het die ewige lewe. Prys die naam van die Here. So, vanaf Bilderberg oorloë in Israel en Iran, vliegtuie wat val, Trump wat weer waarheid praat en dan weer lieg, om homself te cover. Suid-Afrika, waar ons sien alles loop net agteruit. A never ending story. Julle geweet dat die CIA het 'n boek in 1960 het hulle 'n boek geonderskep. Dit is baie interessant hierdie boek wat hulle geonderskep het. Die boek se naam is The Adam and Eve Story. Nou, ek wil net gou kyk. Gee my net gou so 'n sekonde terwyl ek so met julle praat, né? Ek wil net gou kyk hierso in my boeke. Ek wonder of ek hierdie boek het nie. Waar is ek nou, wat ek sien? My manuscripts, my teachings. Het sal dit by die manuscripts wees, manuscripts. Wat ek het, so kyk wat het ek. Ek het 'n klomp goed. Ek het 'n klomp goed, julle. Maar ek wil net gou kyk vir hierdie een spesifieke boek. Ek weet nie of ek hom dalk gedelete het nie, maar hierdie Adam and Eve story, terwyl ek so met julle gesels en soek vir hierdie ding. Hierdie Adam and Eve story bewys dat die aarde al 5 keer bestaan het. En dit is 'n groot bewys daai. Hy is nie onder my odds and ends nie. Come on, wag 'n bietjie. I mean, Book of Jasher, Book of Generals, boekrol van die opregte. Daai boekrol van die opregte in Afrikaans is so verdraai deur die Israel witvisie leenaars. Hierso, ek het hom. Ek weet kyk hoeveel bladsye het ek. Want blykbaar het die CIA 57 van hierdie bladsye het hulle, ja, hier is hy. Hier is hy. 57 van hierdie bladsye het hulle vrygelaat. Ek moet kyk hoeveel bladsye het ek. Ja, ek het hom.
Ek het die ding gelees al. Kan ek hom net kleiner maak hê? Dat ek dit gou hierso kyk. Hy is weer geherdruk. Copyright 1993, maar hierdie boek is gestop in 1960 al. So hy is geherdruk. Hoeveel bladsye het die ding? Het ek het gou. Waar is die, hier is hy, wag 'n bietjie. Ek wonder of ek al die bladsye, ja, ek het al die bladsye. Hierdie is baie, as jy hom, ja, ek dink ek moet kyk of ek hom, ek wonder, kan 'n ou 'n PDF laai op Facebook? Dit is in PDF formaat. Ek het hom, die Adam and Eve story. History of the Cataclysms. Hierdie boek bewys wetenskaplik dat die aarde al 5 keer bestaan het. Nou ons weet dat voor God die aarde gemaak het soos ons hom nou ken, was daar 'n ander wêreld gewees. Daar moes wees. Nee, ek bedoel as jy vat, as 31 piramides onder die see, net by die een kus van die Swart See, daar by die Oekraïne. Wat is daai gedeelte wat Rusland beheer? Onder die see. Ons weet van 'n piramide in die middel van die Azores-eilande. 'n Piramide. Ons weet van hierdie massiewe mure wat met hierdie verskriklike groot boublokke gebou is. Ons weet van strate wat met blokke gebou is in die see. Nee. So, ons verstaan Genesis 1 vers 1. Ons verstaan in Jeremia waar hy daarvan praat, en in Jesaja waarvan hy praat van die wêreld voor hierdie wêreld. In die begin was die wêreld, né? In die begin het God die wêreld gemaak. En dan sê hy, of die aarde gemaak, en die aarde was woes en leeg. Iets het gebeur tussen vers 1 en vers 2. Maar ons weet nie wat nie. Ons kry 'n aanduiding. Hoekom noem ek hierdie goed? Want wanneer ons eendag in beheer gaan wees, as die federale alliansie, gaan ons hierdie goed uitsnif. Ons gaan hierdie goed gaan soek. En ek garantie jou, luister gou na hierdie, luister net gou na my redenasie. Kom ons sê ons is in beheer. Right. Ek het al vir julle gesê, as ou Donald Trump of die paus vir die Raad van 10 of wie ook al ons verteenwoordigers wil nooi na hulle lande toe om vir hulle daar te gaan ontmoet, dan gaan ons sê nee, ons stel nie belang nie. As julle met ons wil gesels, dan kom julle hier. Of jy stuur net jou ambassadeur, einde van die storie. Maar wat gaan ons doen as die vent wat opdaag, een van hierdie reptielmense is? Dis nie hipoteties. Hy is een van hierdie reptielmense. Hoe gaan ons reageer? Gaan ons dit wegsteek vir ons mense? Daar's nie 'n manier nie. Hoor nou wat ek vir julle sê. Kom ons sê ons vind uit saam met Elon Musk, as ou kyk na van die goed wat hy al geplaas het, dat ons kan nie eintlik deurgaan na die ruimte toe nie. Ons kan nie. Want daar is, soos in die ou Bybels, die oerbybels, 'n omhulsel om die aarde. Wat gaan ons doen as ons dit uitvind? Gaan ons die waarheid praat of gaan ons dit verdoesel? Ons gaan die waarheid praat. Wat as ons uitvind dat hierdie gebied waar ons is, hierdie 5 kontinente, word omring deur hierdie ysmuur waarvan sekeres praat. En dat daar ander kontinente in die buitekant is. En dat die elite na hierdie kontinente toe gestuur is om hierdie kontinente te beheer. Wat gaan ons doen as ons dit uitvind? Gaan ons dit verdoesel? Gaan ons dit wegsteek? Nee, ons gaan dit uitblaker. Ons gaan hierdie wêreld op sy kop draai. Maar wanneer kan ons dit doen? Ons kan dit net doen as ons weermag sterk is. Dis al. Want anders te lieg Amerika weer, en hy kry weapons of mass destruction in Suid-Afrika. Wel, hier is 'n wapen van mass destruction hier in Suid-Afrika. Ons noem hom Ramaphosa. En die ANC. Hulle is 'n wapen van mass destruction. So daar is so iets in Suid-Afrika. En dan is daar 'n ander klein poepel met die naam van Malema. So dit is die weapons of mass destruction wat in Suid-Afrika is. Maar hulle het gelieg oor Irak.
Hulle het gelieg oor Libië. Hulle het gelieg oor Sirië. Gelieg. Gelieg en gelieg en gelieg. En lande uitgehaal en oorgeneem en mense vermoor. So wanneer ons die waarheid uitvind, sê ek vir almal wat met koffie met brood luister, gaan ons dit uitblaker. Ons gaan nie 6 maande vat voordat ons Epstein se files aan die mense openbaar maak nie. Nee, dit sal binne 24 uur gebeur. As ons uitvind daar is aliens of UFO's of sulke twak, en die goed bestaan regtig, gaan ons dit uitblaker. Maar al bestaan al daai tipe goed, of dit bestaan of dit nie bestaan nie, dit maak nie saak nie, dat een belangrike ding plaasgevind in hierdie aarde, al is dit die 5de aarde, dat een belangrike ding plaasgevind. En dit is dat God die Vader sy seun gestuur het, om vir ons sondes te sterwe, op die kruis, waar hy opgevaar het na die hemele toe. Man gesien is deur 150 mense, en later deur nog mense, en nog mense. En in ons harte getuig die Heilige Gees van die waarheid van daai ding. So daarom kan ons juig en jubel, en weet dat God besluit het dat ons is sy mense. Almal natuurlik die wat wedergebore is. En daarom is ons vryburgers. As jy wedergebore is jy 'n vryburger. As jy in die Israel wit visie teologie glo, is jy 'n idioot. Alright. Ek sê dit plain reguit prontuit. Jou eksegese van die Bybel is so swak soos jou arrogante houding wat jy het. OK. Jy's eers 'n vryburger, want jy's ook 'n soewereine mens geplaas deur God op hierdie aarde. En dan is jy 'n boer. En dan is jy 'n boere-Afrikaner of 'n Afrikaner of 'n Engelsman of 'n Portugees of wat ook al jy wil wees. Dis hoe dit werk. Saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. As jy van sport hou, 6 uur is dit die Bulle teen Leinster in die finaal van die URC, en dit is die enigste tyd wanneer ek vir die Bulle skree. Ek is 'n stommer. Nou ja, toe, julle moet 'n lekker naweek. Verder het die van julle wat môre kerk toe gaan, gaan kerk toe. Moenie van die kerk af wegbly nie, man. Gaan sit, luister na die woord van God. Goeiemiddag, Anne-Marie, jy's vroeg van maandagoggend. Gaan luister na die woord van God. Alright? Moenie die samekoms van die heiliges minag nie. Soos baie doen nie, sê die Bybel. Moenie dit nie minag nie. Gaan luister. Gaan luister. En wees deel. Wees deel van God se koninkryk, Alles wat mooi is vir julle weet mos, En nou is daar sy, ja, kom hy op. Beste.